Dis 'n baie belangrik, hulle noem dit ook die Christian Creed. Die Christian Creed. Wat is die goeie nuus? Paulus sê, wat is die goeie nuus? Christus het gekom. Christus het vir ons kom sterf. Maar dan is 'n groot deel van die goeie nuus is Christus het opgestaan. En dan begin hy sluit sy hele gedeelte af van vrye woorde. Hy sê, die belangrikste feit, wil jy weet wat is die belangrikste feit? Die belangrikste feit is, glo julle die goeie nuus wat ons aan julle verkondig het. Dis die belangrikste ding. Daar's niks meer belangrik in jou lewe van kennis, idees, motiverings, as glo jy dit. Glo jy Christus het gekom, glo jy Christus het gesterf, maar die belangrikste, glo jy, daai graf is leeg. En ek wonder waarom glo jy dit, want dit is eintlik iets ongeloofliks. Ons tema vandag, glo jy die ongelooflike? Glo jy dit regtig? Is daar iets in jou wat geskuif het, want jy weet dit? En dan as jy glo, dan sê jy van ja, nou natuurlik glo ek wonder hoekom glo jy dit? Glo jy dit omdat jy met dit groot geword het? En jy het net nooit 'n ander storie gehoor nie? Of glo jy dit want iemand geloofswaardig het dit vir jou gesê op 'n vrugbare ouderdom in jou lewe of op 'n tyd waar jy regtig oop was vir invloed? Glo jy dit daarom want iemand wat jy vertrou het dit vir jou gesê? Of glo jy dit want jy het 'n gevoel, jy het 'n ervaring, iets het geskuif? Ek wonder waarop is jou geloof gebaseer? Dat daai graf leeg is. Want ons kom nou uit die opstanding uit. Laas Sondag was opstandingssondag, die beste Sondag van alle Sondae. Ek wonder, wat het 'n oomblik? Hoekom glo jy dit? Op grond van wat glo jy dit? Hoeveel keer het mense al vir gesê, jy moet dit net glo. Jy moet dit eenvoudig net glo. Hoeveel keer het mense vir jou al gesê, en moenie vra vir bewyse nie, want dit is die ware geloof nie. As daar bewyse by betrokke is, het jy al gehoor, hulle sê as daar bewyse is, het jy nie werklik geloof nie. En dan is jy hierdie feeling van, luister, jy moet dit blindelings net glo, en hou op sulke moeilike vrae, want dit is ongeloof. Ek wonder of party mense nie ons so geantwoord het, omdat hulle self nie weet nie. Hulle is so bang om te begin bewyse lewer, hulle is so bang dit hou nie op nie, en nou moet hulle met die beste van hulle vermoë probeer die evangelie beskerm. Tog moet net die moeilike vrae vra van hierdie Bybel nie, nou kan ek dit nie antwoord nie. Ek dink is gemaklik vir die kerk om te sê, jy moet maar net glo, Boeta. Maak jy oë toe, glo maar net, weet dit in jou hart dis wat gebeur het. Ek dink dit is verkeerd nie, maar ek dink daar's meer. Ek vra vir jou 'n interessante vraag. Luister na hierdie vraag wat ek jou vra. Die disippels wat Jesus gevolg het, saam hom geleef het vir 3 jaar. Hoe het hulle geglo? Het hulle blindelings geglo? Of is daar 'n mate van evidence gewees? Hoekom moet ons net glo sonder sien? Hoekom? Is dit nodig? En dan die vraag is ons Bybel so arm? Is die storie so gering, so in 'n krisis? Ons mag net tog nie aan hom vat en krities na hom kyk nie. Ek dink nie dis so nie, want ek luister na Paulus se woorde, en hierdie gedeelte, julle gaan lees hom waar. Dis 'n ongelooflike belydenis. Paulus kom sê, ons het aan julle 'n baie spesifieke evangelie kom verkondig. Ons verkondig aan julle Christus, gekom, gesterf, en weer opgestaan vir ons. Hy sê, en jy moet die spesifieke evangelie glo. Jy kan nie aan die evangelie, moet hierdie spesifieke evangelie glo. Nou, as Paulus net geglo het aan glo, moenie sien nie, glo net. Waarom gaan hy dan aan om 'n reeks evidence te gee? Ek dink ons Christene verstaan nie. Ek dink ons is te arm. Ek dink ons dink as die Bybel onder 4 oë gestudeer word, hy sal nie ophou nie, hy is so fragile, hy gaan dit nie maak nie. Paulus sê nee, nonsens daarmee, ek wil hê julle moet glo. Het julle gelees? Hy sê ek wil hê julle moet glo. Hy sê op die ook
dat hy begrawe is en God hom op die 3de dag opgewek het, soos in die skrif staan. Hoekom moet jy dit glo, want dit staan in die skrif? Weet jy wat sê Paulus? Hy sê, nee, kom ek sê vir jou wat sê Paulus. Hy sê verder dat hy aan Petrus verskyn het, hoor mooi, en daarna aan die 12 apostels het hy verskyn, so wat sê nou, hy is besig om evidence te gee. Dis nie al nie, hy het ook daarna aan 500 mense op een slag verskyn. Nou dis om te sê, luister nou, dis om te sê, want ons hoor het nou, wie is die apostels, wie is die 500, nee, dis om so te sê. Iets het laas Sondag gebeur. Ek kan vir julle sê, Wian was daar, ek kan vir julle sê, Elmarie was daar, Natasha was daar, Wayne was daar, hierdie mense leef nog, julle kan hulle gaan vra, maar nie net dit nie, daar was 'n gehoor gewees van 500 mense, en dan gaan hy sê, en hierdie 500 mense, meeste van hulle leef nog, hoekom sê hy vir hulle leef nog? Hoekom sê hulle leef nog? Hoekom sê hulle leef nog? Gaan vra hulle as jy my nie glo nie. Ons dink die Bybel is so fragile, ons mag tog net nie raak en wonder nie. Nee, julle. Ons praat nie van 'n ding wat 'n fairy tale is, wat jy maar net moet blindelings glo nie. Ons gaan nou praat oor blindelings glo. So glo, daar's baie blindelings in glo. Maar Paulus het nie verwag dat hierdie mense moet glo, sonder dat daar evidence is nie. Hy gee vir hulle evidence. Nou vandag, is 'n ander tipe preek. Is 'n ander tipe preek. Vandag wil ek amper 'n bietjie meer lesing gewys kyk. Nou, waarom glo ons dit? Waar kom dit vandaan? En glo my, ek raak net aan die bergpiek hoor. Daar's baie meer as wat ek vandag gaan noem. Daar's baie meer as wat ek vandag gaan noem. Maar ek wil vir julle vandag wys, wat se bewyse is en afleidings kan ons maak op akkurate wetenskaplike metodes, sodat ons weet. Daai graf is leeg. Jy sien, die ding is, die probleem is, as jy glo op grond van net 'n gevoel, wat is die eerste ding wat by die dierheid is wanneer jy depressief is? Is jou gevoel. Het jy elke dag altyd dieselfde gevoel? Is ek reg? Nee, vra net vir enigeen wat getroud is. Voel jou vrou elke dag dieselfde? Nee. Party oggende word jy wakker en jy weet nie, was dit verkeerde voet van die bed af? What changed? Maar something changed. Dis die wat jy gesê het laas nog. Ons voel nie altyd dieselfde nie. Ons geloof is nie feeling based nie. It's not just feeling based. It's not just feeling based. Nou wonder ek. Hoekom wil ons na evidence kyk? Jy sê van Jaco, ek het geen oortuiging nodig nie. En ek is dankbaar daarvoor. En ek voel ook so, ek het geen oortuiging nodig nie. Maar weet julle wat het oortuiging vir my gedoen? Weet julle wat het evidence vir my gedoen? Evidence het my geloof, wat solid gebaseer was op onsienlike, hy het vir my geloof tande kom gee. Hy het vir my geloofspiere gegee. Hy het vir my loogkrag, hy het my geloof dieper gevat as waar ek gedink het dit was. Het ek dit nodig gehad? Dalk nie. Maar hy wat? En toe ek myself vind met iemand praat wat sukkel met geloof, want hulle het nie die diep gevoel nie, wat ek het nie, toe kon ek 'n bietjie praat oor evidence. Wat lê daar buitekant? Ek dink Christene moet weet. Ek dink dit verdiep jou geloof, en as jy sê, Jaco, ek glo klaar, ek dink dit verdiep jou geloof, maar dalk sit hier iemand, en jy het 'n stukkie van dit vandag nodig. Jy het 'n stukkie van dit vandag nodig, want jou gevoel het begin wegkwyn. Kan iemand net bietjie met my praat, asof die kerk bang is om te praat oor evidence en wetenskap en teologie en geskiedenis. Nee, ons is nie bang daarvoor nie. Alrede ook ons daaroor praat nie, ons weet dit net nie. Dis bietjie moeite gaan ons agterkom. Maar dan is daar ook 'n groep mense wat sê, ek glo, ek het dit nie dalk nodig nie. Maar weet jy wat, soveel keer vra mense my vra, dan weet ek nie hoe om te antwoord nie. Weet jy partykeer hoe leeg is jou antwoord, en sê jy moet dit maar net glo. Kan ons vandag 'n bietjie krities kyk na die opstanding? Is dit oké? So, die gaan nie my gewone tipe preek wees nie. Ek wil 'n bietjie evidence uitwys, ek wil 'n bietjie praat oor likeness, en ek wil hê julle moet saam met my afleidings maak, want daar's logiese afleidings wat kan gemaak word. En ek wil hê 'n bietjie saam met daarna kyk. Kan ons dit doen? Niemand nie? Ja, enigiemand? Ja, dankie, thanks, okay, wie gaan dit met jou deel? Okay, kom ons kyk, geloof. Nou, eerste ding wat ons moet agterkom. Eerste ding wat ons vir onsself moet vra. Is daar's wetenskap in hierdie wêreld, 'n wetenskap hoe jy bepaal of iets geskiedkundig korrek en waar is.
Wie van julle wat hier sit, glo dat Napoleon, die groot oorwinnaar, Napoleon die Grote, op die aarde geloop het? Wie van julle glo dit? Julle glo dit? Is geen twyfel my. Julle wonder nie dat dit 'n fixation is van iemand se kreatiewe denke nie. So julle glo in Napoleon. Okay, wie van julle glo dat iemand soos Hitler op hierdie aarde geloop het? Okay, wie van julle het van Napoleon ontmoet? Ken julle iemand wat hom ontmoet het? Wie het vir Hitler ontmoet? Het iemand. Nou Hitler is bietjie makliker want ons het foto's. Ons het evidence. Maar Napoleon, hoe glo jy in hom? Hoekom glo jy in hom? Ken jy niemand? So waar baseer jy jou feite? Weet jy waar baseer ons feite? Hier's waarop. Ek gaan vinnig vir julle 'n paar goed noem. So daar's 'n wetenskap wat moet gevolg word vir enige iemand om te bepaal. Melay, verstaan jy hoekom is geskiedenis nodig? Pa gaan nooit geskiedenis gebruik nie, kyk nou. Dis baie nodig. Wetenskap, daar's 'n wetenskap, die eerste ene. Om te bepaal of is iets geskiedkundig waar, moet daar multiple bronne wees wat die ongeveer dieselfde verhaal vertel. Hulle kan so ver gaan as so skaal, soos twee bronne wat nie gekoppel is met mekaar nie. Net twee bronne. Natuurlik kan hulle vir my vra en vir Karina vra, nou is dit twee bronne nie. Nee, ons kom in dieselfde huis uit. Soos onafhanklike bronne. So hulle het soveel soos twee nodig. Weet julle hoe baie goed glo jy waar daar slegs twee onafhanklike bronne was wat gesê het dit het gebeur in die historiese tyd en daai twee bronne is vir mense genoeg. Okay, twee onafhanklike bronne. Ons gaan nou terugkom en ons gaan dit meet teenoor die kerk. Dan het hulle gekyk na die vroeë datering. Die vroeë datering, nou dis baie interessant. Hoe lank na die ding wat gebeur het mense begin skryf daaroor. Want onthou hulle regtig wat gebeur het. Dit is uiters belangrik. So met ander woorde, sou jy dink is geloofwaardig as 'n gebeurtenis gebeur het en iemand glo dit, en iemand skryf eers oor daai gebeur, so daai gebeurtenis is oorvertel, 200 jaar later. Dan sê iemand, kom vertel hulle wat daai dag gebeur het. Hoe akkuraat dink julle kan dit wees? Not that accurate. So hulle wil hê, hoe nader die tyd van wat ons skryf aan die actual gebeurtenis is, dan bepaal hulle die akkuraatheid van geskiedenis. Sê, okay, hoe nader dit is, hoorie, al is dit 100 jaar laat, dan sê, daar's baie goed wat jy glo, wat jy so 100 jaar na die tyd geskryf het. Maar hoe vroeër dit geskryf is, kan jy dink hoeveel meer waarde dra dit. Baie waarde, okay. So, vroeë bron van datering. En dan vra hulle, was daar ooggetuies? Actual mense wat dit actual gesien het, is daar meer as een ooggetuie en het hulle dit neergeskryf. As jy dit kry, dan merk hulle sommer net, okay, die ding is waar, die ding het gebeur. Dan is daar 'n baie interessante ding. Hulle kyk na 'n kriterium van verleentheid. Nou, dis baie interessant. Hulle kyk na, met ander woorde, sou 'n groot staatsman sy eie geskiedenis skryf, dan kyk hulle hoe akkuraat praat hy van homself. Imagine, Donald Trump moet sy eie geskiedenis skryf. Wat dink julle gaan hy skryf? You've never seen anything like this. In the history of humankind, nobody have ever seen something like it. En hy sal amazing goed skryf en al sy beste goeters noem, stem julle saam. Wat van is 'n Europeër moet buitestander wees en hy skryf van hom? Dan gaan hy praat van sy suksesse, ja, maar hy gaan ook praat van sy verleentheid en sy nederlaag. So hulle kyk, die storie wat vertel word en die mense wat die stories vertel, blaas hulle self op of deel hulle ook self die verleentheid en hulle swakhede. Hulle sê, want wanneer 'n skrywer ook kan praat van die swakhede en die verleenthede, dan moet jy weet, dis baie keer akkuraat, want niemand wat dit opmaak sal hulle self laat sleg lyk nie. Niemand wat dit opmaak sal hulle self laat sleg lyk nie. Okay, so hulle praat van kriterium van verleentheid en dan praat hulle van vyhandige getuienis.
het jy al 'n bekleierery probeer oplos tussen twee kinders, jou kinders? Want die een sê hierdie storie en die ander een sê daai storie. Maar wat van as die twee wat kwaad is vir mekaar presies dieselfde storie sê? Baie groot getuienis en 'n baie groot regmerk om te sê, the likelihood that this is true is very strong. Very, very strong. Dan kom ons by kriterium van samehang. Ek het gesê het gaan 'n lesing wees. Dit beteken, is dit wat vertel word, is dit samehangend met die era en die tyd en die geskiedenis van die era? Hoe sou dit nou gewees het as ons lees van Moses en dan lees ons die storie en toe kom Moses met 'n baie groot trok en hy stoot 'n pad oop deur die Rooi See met tanks op, met waterpompe wat die water uitsuig en hy vries die walle met blaastvriesers laat die water stokstyf staan. Dit explain vir ons dalk hoe hulle deurgekom het, maar as dit samehangend met die tegnologie en die wêreldsbeskouing van die tyd? As jy ja sê, kom sien my na die tyd, daar's pille. Dalk pille vir Kersfees, ons gaan jou help. Samehangend is die storie in die milieu, die gebruike, die woorde wat gesê is, die goeters pas dit in die tyd en era in. En daar's nog regtig baie, maar dan laastens is dit die konsekwentheid van die manuskripte. Is daar meer as een manuskrip en is daar konsekwente temas wat in al hierdie manuskripte voorkom? Verskillende skrywers, verskillende eras, verskillende tye. En dan kom ons los dit dan. So met ander woorde, hierdie wêreld waarin ons leef, het 'n reeks van dinge waaraan iets moet voldoen voor dit kan bewys word is dit geskiedkundig. Kan ons 'n bietjie kyk na hierdie prentjie? Is dit geskiedkundig? Is dit geskiedkundig? Hoe sal ons bepaal? Hoe sal ons weet? So, as ons begin met, nou die vraag is, want baie mense sê Jesus Christus was 'n fixation character. Hulle het baie idees oor het hy regtig gesterf en dan wil hulle baie idees maak het hy regtig opgestaan. En ons gaan onsself ons eie gevolgtrekkings maak. Eerstens, meervoudige onafhanklike bronne. 4 evangelies. Ons het net die 4 in die Bybel, maar glo my, daar's honderde. Die 4 evangelies in die Bybel, Markus, Lukas, Johannes, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. As jy gaan kyk na hierdie 4 evangelies, dan sal jy agterkom die temas is baie akkuraat, dieselfde temas. So daar's baie meer bronne wat hierdie stories skryf. Maar dan is daar ook baie meer geloofsmateriaal wat hierdie goeters vir ons aanhou. En dan kry jy boeke soos Paulus se boeke wat hy skryf, wat tot 3 en 5 jaar na die gebeurtenis geskryf is. Ons verskriklik baie bronne. Ons kyk nou net na die evangelie. Ek gaan nie nou kyk na die Ou Testamentiese boeke nie, want as ons daarin wil gaan, dan kyk ons hoeveel mense het 4000 jaar al voorheen gesê dit en dit en dit gaan gebeur en dan 4000 jaar later is dit presies hoe dit gebeur. Ongelooflik. So daar's baie bronne. En dan is daar nie net bronne van hierdie gebeurtenisse uit Christelike viewpoints nie, ons gaan nou daar kyk. So eerstens, daar's multiple bronne en al hierdie multiple bronne was letterlik eyewitnesses. Die vroeë datering. So die meeste van die evangelies wat geskryf is, was geskryf deur ooggetuies, met die uitsondering van Paulus, maar hy het nie evangelie geskryf nie, maar hy het die goeie nuus aangehaal in al sy boeke, maar Paulus se briewe, hy was een van die eerstes wat begin skryf het, was tussen 3 en 5 jaar na die gebeure geskryf. Ouens, die goed het nog aan hulle geleef. Hulle was ooggetuies terwyl hulle die evangelie skryf wat ons lees. En die datering was baie vroeg. So ons kyk na ooggetuies. Paulus sê regtig, hy sê ek was nie 'n ooggetuie nie, maar dit was interessant. Hy het met die disippels geloop en gewandel. En die goed wat hulle geskryf het, was nie goed wat hulle oorgehoor het by ander mense nie. Hulle het hulle eie idees geskryf. Weet jy wat maak dit baie interessant? As jy na die evangelies kyk, het jy al agtergekom, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, daar's verskillende weergawes. Het jy al gesien? Die een sê, die oggend vroeg het Maria by die graf uitgekom. Vroeg die oggend het Maria by die graf gekom. Die ander ene sê, ja, Maria was by die graf. Nee, maar Maria was daar, die ander Maria was daar, die ene se ma was daar.
beskryf 'n klomp meer mense wat daar was. Die een sê Maria het in die graf ingegaan en die engele gekry. Die ander een sê sy het buite in die tuin gestaan en 'n man het voor haar verskyn en dit was toe Jesus. Daar's al hierdie selfde storie, maar ander oog inkyke na die storie toe. So met ander woorde, wat ons hierso kry, is jy kry letterlik wat mens kry met ooggetuies. Met ander woorde, as ons 'n ongeluk sien, jy sien 'n ongeluk, ek sien 'n ongeluk, jy sien 'n ongeluk, en ons almal word independent ingeroep om te verklaar wat het ons eintlik gesien, dink julle ons stories gaan woord vir woord dieselfde wees? Party van ons se aandag gaan baie meer getrek word, as jy nou JP is, dan moet jy daai kar sien, hier, dit was nogal amazing. Weet, dit was 'n Toyota gewees en hy het 'n Mercedes getref, maar die Toyota het glad nie opgevrommel, die Mercedes is in flarde, hy's kar gefokus, hy dink aan die kar. Iemand anders te sê, jy kan nie glo hoe vinnig was die nooddienste daar nie. Hulle hart is op die nood en iemand anders te sê, ja, daar's iemand oorlede. Ons vertel almal dieselfde storie, maar daar's ander goeters wat vir jou uitstaan in hierdie storie. Kan jy nou dink, maar as ons al drie moet sê, manne, hulle moet ons net nie uitvang nie. Kom ons al drie, kom net by mekaar, ons korreleer ons storie net, laat ons net dieselfde ding noem. Ons kry verskille, want waarom? Dis werklike ooggetuies gewees. Dis die mense wat gesê het, kom ons besluit saam, ons wil dit sê, dan skryf ons alles neer nie. So daar's werklike ooggetuies, maar julle, hier's 'n ding. Dan kom Paulus, dan sê hy, daar's 500 ander mense voor Jesus verskyn het op een slag. Op een slag. Kan julle dit imagine? Kan julle imagine hoe vinnig sou hierdie storie gesterf het? Hoe vinnig sou hierdie storie gesterf het? As mense kon bewys dat daar was opstanding nie. Onthou julle wat was die fariseërs en die priesterhoofde wat Jesus eintlik laat kruisig het? Onthou julle wat was hulle verskoning gewees? Die Bybel sê dit baie mooi. Hy sê die soldate het soos dooies neergeval toe die engel daai klip oopstoot. Hulle weet nie wat gebeur het nie. Hulle het vrees aanjaend gehardloop. Het hulle na Pilatus toe hulle hoof gehardloop? Nee, hulle het nie na Pilatus. Hoekom nie? Want as 'n soldaat gevang was, hy het nie sy werk gedoen nie, kon hy tot die dood beoordeel word. Hierdie was so krities. Hulle het 'n klomp soldate voor sy graf gesit om seker te maak niks gebeur nie. If there's one thing you gotta get right, is this. Maak seker niemand steel sy lyf nie, maak seker niemand kom hier in nie, maak seker niks gebeur nie. Waartoe hardloop hy soldate? Hulle hardloop nie na Pilatus toe nie, want dis hulle hoof. Hoekom hardloop hulle Pilatus toe nie? Hy gaan hulle doodmaak. Hulle het nie 'n job gedoen nie. Hulle hardloop na die priesterhoofde en toe hulle by die priesterhoofde kom, toe sê hulle vir hulle wat? Julle wil nie weet wat gebeur het nie. Kom ons vertel jou die storie. Die priesterhoofde was yskoud geskrik. Nou imagine it. Hoe maklik kon die ding opgelos word as dit fake was? Gaan kyk of die graf leeg is. Gaan kyk of hy daar is. Nee, hierdie klompie disippels wat maar vissermanne was, het die professionele wagte oorrompel. Professionele weermag oorrompel en die lyk uit. Nee, hierdie ouens hardloop na Pilatus en sê, wat, ag nee, Pilatus nie, hardloop na die priesterhoofde toe sê, wat maak ons? Die Bybel sê vir ons, die priesterhoofde het hulle baie geld gegee en sê maar net die liggaam is gesteel. Hoekom moet hulle dit sê? Want dink mooi, as hulle die liggaam gehad het, kon hulle gewys het, hier is hy. Hulle het nie 'n klou waar is hy liggaam nie. Die graf is oop, hy's weg. Hulle moet lieg. Sê vir hulle die liggaam is gesê, ons gaan nou na daai statement kyk. So, ons kry hierdie ongelooflike ooggetuies. Nou, as Paulus sê, daar's 500, dis meer as wat ons hier binne sit, mense wat hom gesien het, en hy sê die meeste van hulle leef nog, en hy noem die meeste van hulle name. Waarom doen hy dit? Want hy gee geleentheid vir almal om te sê, gaan kyk na die evidence. Gaan kyk. Dink julle hulle kom by die 500 en sê, joh, hoor hier so, ek hoor jy het gesien. Wat gesien? Nee, niks, ek weet, dit sal onmiddellik doodgaan, dit sal onmiddellik platval. Dit het nie platgeval nie, waarom nie? Want Paulus het evidence gegee. Het evidence gegee. Dis oulik, dis baie interessant. Kriterium van verleentheid. Nou kom ons verduidelik dit gou. So dit beteken, hoe die storie vertel is. Kom ons kyk hierna. Eerstens, wie het Jesus se graf eerste leeg gekry en wie het eerste die boodskap gekry dat Jesus opgestaan het? Enigiemand?
Maria. Soos Maria, wat is Maria is dit? Is die Maria uit wie Jesus 'n klomp demone uitgejaag het. So kom ons vra gou net, verstaan julle hoe werk vrouens se evidence? In hierdie Joodse tyd, in hierdie kultuur, mag 'n vrou nie is in die hof getuig het nie. Vrouens is gemaak asof hulle woord kan nie betroubaar gevind word nie. Kan nie betroubaar wees nie. So 'n vrou, hulle sê nie is 'n groep vrouens wat almal dieselfde storie sê, kan in die hof getuig nie. Nou dink vir my 'n sekonde aan. As jy nou hierdie storie opkikker uit jou verbeelding uit en jy skryf nou hierdie storie dat almal dit moet glo. Jy sien waartoe gaan ek? Gaan jy sê vrouens het gesê hy het opgestaan? Nee, gaan nie, hoekom nie? Maar in die omgewing gaan dit nie glo nie. Kan ek vir julle gou bewys? Wat is die eerste woorde wat Jesus wil sê? Gaan dan terug en gaan sê vir die disippels. Gaan sê vir die disippels, ek het opgestaan en ek gaan hulle ontmoet in Jerusalem. Wat is die eerste woorde wat die disippels sê vir die vroue wie deel van hulle was? Wat is die eerste woorde wat hulle vir hulle sê? Julle is van julle kop af. Julle is onbetroubaar. Ons glo julle nie. Ons glo julle nie. Imagine yourself. Jy's Petrus. Ons moet hierdie storie opkikker want Jesus is dood. Maar ons moet nou bewys hy het opgestaan. Hy het nie opgestaan nie. Gaan jy sê vrouens het eerste gesien? Sal dit nooit in jou lewe doen nie. Getrou aan die kultuur kan jy dit nie doen nie. Want niemand sal dit glo nie. Verleentheid. Sal jy, as hierdie stories uitgekom, sal jy as Petrus, sal jy as disipel die storie skryf, dat vrouens vir jou kom sê hy het opgestaan, en dan jy in so 'n slegte posisie jouself inskryf en sê, ek het dit nog steeds nie geglo nie. Nee, jy sal jou die hero maak van die storie. Jy sal jouself die hero maak van die storie. Nou praat ons van vyhandige getuienis. Okay, ek dink dit is baie belangrik om te sê, en ek dink min mense verstaan dit, en ek gaan nou 'n bietjie 'n bewys of twee gee. Ag julle, as ek vir julle moet besig hou, en ek kan vir julle 'n verskriklike klomp inligting op die skerms gee. Ek dink daar's 9 ancient historians wat praat van Jesus het geleef, Jesus het gesterf. En as ek sê ancient historians, praat ek nie van Christelike historians nie. Van wie praat ek? Joods? Dink julle die Jode wil proclaim Jesus het opgestaan? Die Jode van die tyd? Nee, hulle wil nie. Dis hulle vyand gewees. Hulle het hom laat kruisig. Okay? Josephus is 'n geskiedkundige skrywer en hier's wat hy skryf. Hy skryf Jesus het gesterf. Hy het geskryf Jesus is in die graf gebêre en dan skryf hulle, maar dis hoe hulle skryf. Hulle skryf en sy volgelinge het geglo hy het opgestaan. Dis wat hulle skryf. Maar julle wie het dit geskryf? Die Jode het dit geskryf. Die Grieke, wat 'n filosofiese samelewing was, die Grieke het almal geskryf en sê die Christus was gesterf, hy is 'n baie populêre geestelike man gewees en sy volgelinge, hier's wat hy skryf, en sy volgelinge het nie opgehou glo dat hy opgestaan het nie, maar hier's wat hulle sê. Hier's wat hulle skryf, almal skryf dit deur die bank. En die movement wat hy begin het nie platgeval nie. Hoekom is dit interessant? Dis interessant, maar kom ons kyk. Dink julle daar was al vorige kere in Israel mense wat opgestaan het en sê ons is die Messias? Mense het gedink hulle is die Messias? Baie. Het julle al gehoor van die Maccabees? Is 'n familie, die Maccabees, gaan lees dit. Die Maccabees familie, die man wat ek dink die leier was se naam Judas the Hammer. Judas the Hammer was sy naam. Hy's 'n man wat opgestaan en sy familie het net moeg geraak vir die Romeinse besetting van die omgewing. Die Jode het gedink die Messias gaan kom en die Romeine uitgooi. Hierdie ou het opgestaan en het begin een oorwinning na die volgende oorwinning, al hoe meer Joodse mans het sy weermag gejoin en naderhand het hulle soveel moeilikheid vir Rome veroorsaak dat die keiser moes 'n ongelooflike groot weermag stuur. Hy moes 'n hele garrison stuur om in Israel en veral in Jerusalem omgewing hierdie revolt te stop. En die vrouens het begin sing en almal het bely dat Judas the Hammer die Messias is. Hoekom ken julle nie sy naam nie, Kobus? Want toe hy sterf, wat gebeur? Want Rome het gekom en hom plat gedruk. Soos 'n vlieg. En toe hy sterf, toe onthou niemand sy naam nie. Interesting. Hulle het ook gedink hulle het vir Jesus plat gedruk. Die Jode, die Grieke
En die Romeine, ek gaan nou vir julle 'n Romeinse storie lees. Die Romeine het geglo dat die disippels glo. Hy het opgestaan. Hoe weet ek dit? Kom ek lees vir julle 'n brief. So hierdie brief is bewaar en dit is, en nou moet ek sy naam reg uitspreek, Fulni is die Romeinse governor in Jerusalem in daai omgewing en hy skryf 'n brief aan Trajan en dit is in 112 na Christus. So lank, 112 jaar nog na Christus. Dis nou al lank. Jesus is nou al dood en vergete. Hoor wat skryf hy vir die keiser? So hy skryf 'n brief vir die keiser want hy het 'n probleem. Ek gaan nou vir julle van die woord lees. Hy het 'n probleem. Hy het 'n probleem dat hy vang die Christene want hulle veroorsaak opskudding, want mense wil nie meer aan hulle glo in die Romeinse gode glo nie. Nou vang hy die Christene dan onder swaard of dreigement om in die Kolosseum gegooi te word of dreigement om in straatpale opgehang te word en teer gedoop te word en in brand gesteek te word. Hy maak hulle baie wreed dood. En hier sit hy hulle sê net en bely net dat Christus nie leef nie en Christus nie opgestaan het nie. Dis al wat jy hoef te doen. En nou het hy 'n probleem. Oor sy woorde, hy sê, hierdie brief is bewaar, jy kan hom gaan sien, jy kan op internet gaan sien, jy kan gaan luister, en daar's baie meer as hierby, ek het 'n klein uittrek, so ek gaan nou vir julle sê wat is nog goed as wat gesê word. Hy sê, wanneer hierdie Christene kry, ask them whether they were Christians. So hy vra nou hy vra die keiser se advies. Hy weet nie meer wat om met hierdie mense te maak. Hy vra die advies van die keiser. Hy sê, I ask you whether they were Christians. If they admitted it, I repeat the question a second time and a third time, threatening them with punishment. If they persist, I ordered them to be executed. Dan staan 'n puntjies, dan praat hy nog 'n klomp goed. Dan sê, for whatever the nature of their belief, hy verstaan nie hoekom glo hulle so nie. Whatever the nature of their belief, I could at least feel no doubt that stubbornness and inflexibility and obscenity surely deserve punishment. Hy sê, ek kon hulle bang maak met alles. Ek kry hulle nie bang nie. Ek kry hulle nie bang nie. Hy sê, help my. Hy skryf ongelooflike goed. Jy moet hoor wat hy sê. Hy sê, I assert, hy sê, hy toe gaan probeer uitvind, waarvan is hulle skuldig? I assert, however, that the sum of their fault, die ding wat eintlik fout is met hulle, or error had been that they were now accustomed to meet on a fixed day before dawn, vroeg in die oggende, singing responsively a hymn to Christ as their God, and to bind themselves by oath, not some crime, but not a commitment to fraud, theft, or even adultery. Hy sê, hierdie mense is nie skuldig aan crime nie, aan adultery nie. Hulle doen nie verkeerd nie. Die enigste ding wat ek fout vind met hulle, hy sê, hulle is so stubborn, hulle bly hy is Jesus, hy is God, en hulle is bereid om deur wilde diere opgeëet te word, hulle is bereid om ten kruise opgehang te word, hulle is bereid om aan die brand gesteek te word. En dan skryf hy, is so mooi, hy sê, ek wil jy my help, want dit help nie om hulle tereg te stel meer nie. Hy sê, want wanneer ons hulle teregstel, dan begin baie ander mense glo, want hulle sê, as 'n ou sterf vir dit, dan moet hy waar wees wat hy glo. Hy sê, en dit is so 'n geloof, dat selfs my manne, die Romeine, begin respek kry vir die mense, want hulle het in alle eeue, wat die Romeine regeer, het hulle nog nooit 'n nasie gekry, wat bereid is om te sterf soos hierdie mense, sonder 'n wavering faith nie. Hy sê, so het help nie my, ek maak hierdie mense dood nie. Want as ek een mens doodmaak, dan glo 10 meer. Hy sê, keiser, asseblief help my. Help my asseblief. Julle gaan kyk, daar soos Griekse manne, jy kan hulle, ons het nie meer foto's van hulle, maar hulle het hierdie busts van hulle, hierdie klipbusts van hierdie manne wat hierdie goed geskryf het. Daar's een Griek wat geskryf het in hierdie tyd. Hy skryf die woorde, hy sê, ons weet Christus het geleef, ons het geweet van hierdie gebeure, ons weet hy het gesterf. En daar word gesê, hy is opgestaan. Die enigste ding wat ons kan sê, is dat sy disippels het werklik geglo het, want hulle was bereid om te sterf daarvoor. Ons praat van geskiedenis nou, mense. Ons praat nie van geloofsbybelboeke nie. Ons praat van geskiedenis. Op
praat van geskiedenis, ek wens ek kan vir julle alles wys. Vandag, al die wetenskaplikes, daar skryf 'n groot wetenskaplike vandag, is 'n groot ateïs, en hy skryf, hy sê, nobody can ever doubt the existence of Christ, nobody can ever doubt that he died on a cross. Hy sê, nobody can deny that all his followers believed he was resurrected. Dis feite. Nou wil ek jou vra, eenvoudige vraag. Kom ons sê jy, het Jesus die Romeinse soldate oorrompel, vir die Romeine die grootste verleentheid veroorsaak, want hulle kon hierdie paar vissermannetjies uithou nie. Okay? Kom ons sê, jy was sterk genoeg, goeie wapens gehad, jy oorrompel hulle. Jy rol die klip weg, jy vat Jesus se dooie liggaam, en jy gaan steek hom onder jou bed weg in Kapernaum, of nee, beter onder jou ma se bed weg. Just stay with me. Stay with me. En die naam is Petrus. En die dag, wat die Romeine sê, ontken Christus, en sê ek sal nie. Sê hulle ontken, maar anders ek kruisig jou. Toe sê hy, kruisig my asseblief, maar jy mag my nie soos Christus kruisig nie. Ek wil nie regop gekruisig word nie. Kruisig my asseblief onderste bo. Ek is dit nie werd om soos hy gekruisig te word nie. Maar jy weet, die lyf lê onder ouma se bed. Sal jy sterf? Sal jy sterf? Die sterwe van die disippels is geskiedkundige merk. Is geskiedkundig. Kan ek jou 'n vraag vra? Sal jy glo, die dag toe kruisiging gebeur, waar was al die disippels? Een disipel was naby aan Jesus, toe verloon hy Jesus, Petrus. Waar was die ander? Die Bybel sê, they were locked behind closed doors. Uit vrees vir wat gaan die Jode en die Romeine aan hulle doen. Wanneer was dit? Dis Vrydag. Sluite deure Vrydag, geslote deure Saterdag. Wat het na Sondag gebeur? Deure is oopgesluit, uitgekom en gepreek asof dit nog nooit 'n stop was in die lewe nie. Met boldness gepreek. En wat het gebeur met hierdie movement? Hierdie movement het kragtiger geword en kragtiger. En praat hulle van die opstanding en sê hulle, maar daar's bewyse, gaan kyk. En dan gaan soek hierdie mense. En raai waar's Paulus? Paulus is hier. Hy sê mense, dit het gebeur. Gaan vra vir Koos, gaan vra vir daai ou, gaan vra vir Piet, gaan vra vir Klaas, gaan vra vir hom, gaan vra vir Milay. Hulle leef, hulle het dit gesien, het aan hulle verskyn. En daai mense het met hulle gepraat en raai wat gebeur, en raak hulle Christene. En daar raak meer en meer Christene wat bykom, en die Fariseërs kry nie 'n liggaam om vir hulle te wys en sê hy was gesteel gewees, sien jy, hy is nog dood nie. Hulle kan nie, dis die maklikste gewees om hierdie ding te stop. Maklikste gewees om hierdie ding te stop. As jy die geskiedkundige, as jy die manier vat hoe die wêreld geskiedenis bepaal, of Napoleon werklik geleef het, daar is meer bewyse en meer autoriteit agter die geskiedenis, dat Jesus Christus geleef het, gesterf het en opgestaan het. En Paulus kom en hy sê vandag vir julle, en hy sê vandag vir my, die heel belangrikste ding is dat jy glo, hy het gekom, hy het gesterf vir jou, en hy het weer opgestaan en die dood is oorwin. Hy sê, dit is die belangrikste om dit te glo. So met al die bewyse wat daar is, ag julle, as ons kan vir 2 weke anders, as ek vir julle bewyse op bewyse kan gee. Maar nou vra ek jou hierdie vraag. Met al die bewyse, is dit genoeg om te glo? Ek dink is genoeg. Ek dink is genoeg. Maar daarom hoef ons nie net met dit te werk. Onthou julle, Paulus skryf hierdie woorde, hy sê, so hoe glo Paulus? Natuurlik het hy hierdie goed gaan navors. Hy moes dit navors. Hy het hierdie mense se name geken, hy het geweet wat gebeur het, hy het geweet wanneer het Christus aan wie verskyn. So die was goeders wat in die kerk was, hierdie inligting was veilig beskikbaar in die kerk. En daarom gee hy het vir die mense vir jou en skryf, hy sê, ek wil nie, julle moet net glo nie, gaan praat mense, hier is al die bewyse. Maar dan sê hy iets wat besonders is, en dis waarvoor ek bid. Heel laaste, van almal, het hy ook aan my verskyn. Heel laaste van almal het hy ook aan my geskyn. En dan skry hy sê, asof ek, wat is die woorde, ontydig gebore is, hoekom sê hy dit? Want hy was 10 teen te jonk, toe Jesus geloop het. Hy sê, as ek 'n bietjie ouer was, dalk kon ek Jesus gesien het. So hoekom skryf Paulus hierdie?
Hy sê, ek het Jesus na my verskyn. Was Jesus nie al opgevaar hemel toe na die nie? Paulus op Handelinge 7 was op pad na Damaskus om die Christene vervolg, toe verskyn Jesus aan hom. Maar was Jesus nie al reeds hemel toe nie? Sla hemel toe. So Paulus het 'n ongelooflike encounter met die Christus wat opgestaan het na sy hemelvaart gehad. Nou bly by my, ek gaan nou vir julle iets wys. Dis die blessing wat vir my en jou is. Jy kan al die evidence glo, dis wonderlik en jy moet dit verstaan. Moet asseblief nie ophou voor jy dit verstaan nie. Maar daar's iets groters wat gebeur. Die evidence help ons om te glo, maar dan gebeur daar waar Christus aan jou verskyn. Waar jy ontmoeting met Jesus het. Waar jy in stilte tyd op jou knieë net ervaar hoe God vir jou sê, ek is lief vir jou. Eendag stap jy en daar's hierdie wonderlike sonopkoms en jy ervaar hoe God oor jou skyn, jy het 'n ontmoeting met hom. En dit is wat ons geloof anker. It's a one-on-one encounter with Christ. Soos Paulus. Ek wil gou vir julle hierdie wys. Onthou julle toe Jesus net opgestaan het, en ek sluit hiermee af, hier maak ek klaar. Toe Jesus opgestaan het, toe verskyn hy aan die disippels. Hulle het gedink hy's 'n spook, en toe moes hy saam met hulle eet, dat hy kan bewys hy's nie 'n spook nie. Okay. Wie was nie daar nie? Daar was een disipel nie daar nie. Wie was dit? Thomas. Wat noem ons vir Thomas? Ongelowige Thomas. Die Bybel sê nie ongelowig. Jesus het hom nie ongelowig genoem nie. Ons noem hom ongelowig. Kind of interesting. Toe 8 dae na daai meeting, toe kom Jesus en die disippels is by mekaar. Hulle het Thomas sê, Jesus ons verskyn. Hy sê ek glo nie 'n woord daarvan nie. As ek my vinger vat en in sy wonde steek, my hand in sy sy steek nie, sal ek dit nie glo nie. Ek sal dit nie glo nie. En raai wat gebeur? 8 dae later is Thomas daar, Jesus stap in. Wat doen hy? Hy stap na Thomas toe, hy sê, Thomas, kom hier. Het Jesus vir Thomas gevra om blindelings te glo? Wat gee hy vir Thomas? Evidence. Sê, Thomas, loop na my toe. Vat jou vinger, steek hom in my hand. Vat jou hand, steek hom in my sy. Weet jy wat bring Jesus vir Thomas? Hy bring vir hom evidence. Weet jy, hy gee vir Thomas wat hy nodig het, sodat hy kan glo. En Jesus sê hierdie woorde, hy sê, daarna het hy vir Thomas gesê, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie meer ongelowig wees nie. So hierdie goed help hom, nee, maar gelowig. En Thomas het geantwoord en vir hom gesê, Here, my God. Jesus sê vir hom, omdat jy gesien het, Thomas, het jy geglo. Wat sê Jesus? Omdat jy gesien het, het jy? So ek vra, was Thomas ongelowig of gelowig? Jesus sê, jy het geglo. Jesus sê, Thomas, jy het geglo. Thomas, het jy geglo. Dat niemand vir jou sê, blindelingse geloof, en dat jy nie net val vir goeters, dis die geloof nie. Jesus sê, Thomas het geglo. Maar dan sê Jesus iets baie interessant daarna, en ek dink ons plaas dit verkeerd. Hy sê, Thomas, jy het geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. En weet jy, my hele lewe lang dink ek, Thomas was die ongelowige, en die ander disippels was die gelowiges. Maar wat's fout met hierdie prentjie? Ons is altyd gewys, Thomas was die een wat nooit geglo het nie, Jesus was baie spesiaal met hom werk, maar die ander disippels, hulle is die sterk ouens. Regtig? Ok, hoe het Petrus geglo? Toe die vrouens van hom sê, Jesus het die graf is leeg, hy het opgestaan te sê, julle lieg, sal nie wees nie. Julle is mal man. Interessant, Petrus het nie geglo nie. Wat hy gedoen? Hy hardloop toe graf toe kry die graf leeg. Ok, nou begin hy evidence kry. Wanneer het hy eers geglo? Toe Jesus deur die muur loop en saam met hulle brood eet. So moes Petrus evidence kry voor hy glo? Ja. Wanneer het die vrouens wat eerst Jesus gesien het geglo? Nie blindelingse geloof nie, nee. Inteendeel, hulle het al hierdie speserye gevat om sy liggaam te gaan voorberei vir die dood. Hulle het gedink hy is dood. Hulle het eers toe sy engele sien, toe dink sy is mense wat die liggaam van Jesus verwyder het. Nog nie geglo nie. Toe Jesus voor haar staan, toe glo sy nog steeds nie. Toe Jesus al by die naam roep, Rabboni. Nou, as Jesus sê dan, salig is die wat nie gesien het nie, maar tog glo.
Van wie praat hy? Hy praat werklik nie van die disippels nie, want niemand van hulle het geglo sonder om te sien nie. Hulle elkeen het geglo en hulle gesien het. Hy praat met Paulus en met almal wat glo na Jesus opgevaar het hemel toe. Paulus het 'n ontmoeting met Christus gehad, hoor nou vir my baie mooi, nadat Christus nie meer op aarde was nie. En kan ek vir jou vandag iets sê? Ek en jy kan daai selfde ervaring sê. Jy kan Christus ontmoeting hê, wat meer reël is as enigiets anders. Want wat hy sê is, salig is hulle, wie gaan glo sonder, ek is nie meer op aarde, ons kan hom nie meer sien soos hulle hom gesien het nie, ons kan nie meer saam hom brood eet soos hulle met hom brood geëet het, hy sien nie in sy fisiese hier nie, maar nou is Christus hier in die hart en die gees, ons kan visioene hê, ons kan drome hê, ons kan belewenisse hê, ons kan ervarings hê wat so ryk is, en die Here was goed, dat die mensdom oralste sit 5 minute met julle, en as ek bietjie met julle kan praat in 'n one-on-one, gaan jy vir my sê, Jaco, daar was 'n ervaring, en ek twyfel nie of Christus leef nie. Ja, die Bible evidence is daar, dis awesome, dankie vir dit. Maar ek het 'n encounter met Jesus gehad. My life is different. Ek kan vir julle sê, het met my gebeur. Het is my gebeur, ek het gesien hoe kyk Jesus my in die oë. Dit was in my stilte tyd in die kamer. Salig is ek, wat glo en ek het nie gesien nie. Liewe gemeente, weet jy dat salig beteken gelukkig. Die opstanding boodskap is gelukkig is jy. En almal van julle wat vandag hier sit, wat saam met my glo dat daai graf leeg is. Ja, daar's baie evidence. Maar as jy dit glo op grond van 'n encounter met die lewende Jesus, gelukkig is jy. Gelukkig is jy. Moet laat niemand ooit vir jou sê daar's nie bewyse nie. Moet laat niemand ooit vir jou sê geloof is net blindelings nie. Nee. Die Bybel kan opstaan. Net kan ek iets net interessantheid noem? Kom net vir interessantheid. Die Koran. Die Koran. Koran is die Bybel, is Islam se woord. Hoeveel miljoene mense volg dit as waarheid in die wêreld? Hoeveel miljoene? Kan ek gou vir julle 'n paar feite lewer? So Koran, as ons hom toets teenoor die geskiedkundige, net vir interessantheid, ons toets hom teenoor die geskiedkundige. Die bronne, hoeveel bronne is daar wat die Koran oor vertel? Wat sê, dit het gebeur, is daar meer as een bron? Nee, daar is nie. Daar was een man, sy naam was Mohammed. Hy het in 'n grot gaan sit, en in hierdie grot het daar visioene na hom toe gekom, en hy het alles dis wat hulle verkondig, en hy het alles neergeskryf. So hoeveel bronne het hulle? Dis een man. Ons weet nie of hy te veel pizza of te veel rooiwyn gedrink het nie, maar hy het visions gesien. OK. Net vir interessantheid, 'n baie groot deel van die Koran het die Bybelse teks net so oor. Hulle verkondig nooit iets anders as Allah, en hulle verkondig nie iets anders. Hulle glo in Jesus. Glo hy was daar. So, hy het visioene gehad, die helfte van hy visioene kom uit die Bybel uit, want hy het dalk moeg geraak om te skryf, toe vat hy sommer van die goed uit die Bybel uit, maar kyk, ons hou dit daar. Een bron, een man. Wanneer was dit in 'n boek gevorm? Niemand het daai goed ooit gelees nie. So met ander woorde, hulle sal sê hy is die Jesus. So wanneer het ons van Jesus begin skryf? 5 jaar. Die mense wat saam met Jesus gewandel het, multiple bronne het dit neergeskryf, wat saam met hom geloop het, hom gesien het. Nee julle, Mohammed het gesterf, hy was vergeet, niemand het meer geweet van hom nie. Toe op een dag, toe kom daar een moslim, op die geskrifte af van die Koran. Wat nog geen Koran was, is net geskrifte van Mohammed, sy visions. Raai wat doen hy toe? Dis letterlik hoe het gebeur, gaan lees die geskiedenis. Hulle self vertel die geskiedenis. Hy het gaan sit en al hierdie skrifte gevat, dit deurgelees, dit wat hy gedink het moet inwees, het hy ingesit, dit waarvan hy nie gehou het, het hy uitgegooi. Interesting. One man, 200, ek dink is tussen 170 en 200 jaar. Tussen 170 en 200 jaar was die eerste persoon wat hierdie goeders bymekaar gesit het en het in 'n Koran gevorm het. Julle, dit werk nie op die geskiedkundige skaal nie. Dit werk nie daar nie. As jy vandag vir 'n moslim vra en jy het 'n kritiese vraag, as jy 'n moslim is en jy het 'n kritiese vraag vir 'n moslim en jy kyk krities na hulle boek, dan kan jy die doodstraf kry. Waarom? Hulle boek kan nie opstaan as hy krities geoordeel word nie. As hy krities beoordeel word nie. Ek kyk nou 'n wonderlike getuienis van 'n moslim. Vandag is hy 'n pragtige kind van die Here. Hy was so groot gewees. Hy het verkondig en hy het oralste redenaars gewen. En hy land toe in 'n koshuiskamer in Amerika. En sy grootste ding was om Christene te annihilate, om te wys hoe stupid is die Bybel. En hy land saam met 'n Christen in 'n koshuiskamer.
En hy sien Christense Bybel en hy begin hom vra. En hierdie ouetjie sê vir hom, hy sien toe waarmee besig, hy vra hom een ding, hy sê, gaan kyk hoe jy bepaal of ons goed waar of nie waar is nie, want jy werk deur al hierdie geskiedkundige goeters. Doen dieselfde met die Koran en kom jy terug na my toe. En Rou sê, nog niemand het dit ooit vir hom gesê nie. En toe gaan vat hy hoe die wêreld bewys wat is geskiedenis, hy gaan plaas dit oor die Koran toe, bekom hy agter niks hou nie, niks kan staan nie. Alles val uit mekaar uit. Julle, dit wat die Here vir ons gelos het, is 'n wonderlike geskenk. Dis 'n wonderlike geskenk. Lees hom, raak lief vir hom, leer hom ken. Maar bo dit, ken hom. Mag daar 'n wonderlike ontmoeting tussen jou en Christus wees. Amen. Ek wil vra vir die band, julle kan opkom, ons gaan afsluit met 'n lied. Gemeente, volgende week praat ons, daar was ongeveer 7 ontmoetings van Jesus na sy opstanding met mense. Ons gaan kyk volgende week, wat het gebeur elke keer wanneer iemand die opgestande Jesus ontmoet het. Wat het gebeur met hulle, waar was hulle en waartoe het hulle beweeg. Ek sien uit daarna, dankie.